Goeiemôre en welkom by Koffie met die Koning. Dankie dat julle bereid is om vandag saam met ons te sit en 'n wonderlike getuienis te hoor. Eerste wil ek vra, gaan kry vir julle 'n koppie koffie, want wat anderste is Koffie met die Koning sonder koffie met ons koning. En dan wil ek ons koning van alle konings welkom heet hierso om die tafel saam met ons vandag om net sy goedheid te besing oor hoe wonderlik hy is. So eerste wil ek ons gas aan julle voorstel. Sy het 'n fenominale getuienis oor hoe die Here se beskerming oor haar was en ek kan nie wag dat julle hoor wat sy te sê het oor hoe groot en amazing ons God is nie. Lenet, baie dankie dat jy vandag bereid is om jou getuienis te kom deel met iets wat net na die dag gebeur het. Ja, dis 'n groot plesier en enige iets wat ek die Here kan mee vereer. Want hy is my alles. Amen. En deur hom is ek hier en kan ek 'n getuienis lewer vandag. Ag, dis amazing. So eerste wil ek net gou 'n skriffie lees uit Psalm 91 wat vir my so op toepassing is van dit wat God gedoen het vir jou. So in Psalm 91 vers 11 tot 12 sê hy, "For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone." En dit is vir my net so amazing dat die Here sê dat hy gee sy engele 'n command om na ons te kyk en om ons veilig te hou. En baie keer kom ons in situasies en dan dink ons maar, waar was die Here gewees? Maar tog was hy daar en dit kon soveel erger uitgedraai het as wat dit gebeur het. En dan besef ons maar God was eintlik daar gewees. Hy het ons lewe gered. Hy het sy engele gestuur en ons was veilig gehou, al voel ons violated, al voel ons dat dit waardeur ons gegaan het, ons nie beskermd was nie. So, ek wil net gou bid voordat ons begin, dat die tydjie saam geseënd sal wees. Here my God, dankie dat ek kan kom, Here, en dankie dat ek kan bid dat U ons kykers se harte sal ontvanklik maak vir dit wat vandag uitgaan, Here. Here, dankie dat ons weer eens kan kom en U naam kan verheerlik en ek kan verklaar hoe amazing groot God U is, Here. En dan wil ek net sê dankie, Here. Dankie vir die wonderlike dag wat U gemaak het vandag en dankie vir elke kyker daar buite. So Here, ek vra dat U saam met ons sal gaan in hierdie tydjie wat ons nou saam spandeer en dat alle eer net aan U gaan in Jesus naam. So Lenet, vertel vir my wat het gebeur? Hoe het jy God ervaar? Kom ons begin by wat het gebeur. Okay. Ek was die aand by ons selgroep, die Woensdag aand, en ek het by die huis gekom. Ek het nog tyd saam met die Here spandeer, nog bietjie in die woord en worship, soos wat ek my elke aand doen, en ek het toe my lig afgesit en geslaap. En in die nag word ek wakker van hierdie lig wat net skielik aan is en hierdie 4 mans wat hier in my kamer is. En eerste gedagte wat deur my kop gegaan het is, daar moes iets gebeur het, miskien is dit sekuriteit wat ingekom het om te kom kyk of ek okay is. Ja. En toe kom ek agter, maar nee, want hierdie scenario is bietjie anders, dit voel net nie reg nie. En hulle sê toe dadelik, sê die een vir my, in Engels, don't scream, Ja. en die eerste reaksie is, ek skree, Ja. dis seker maar net normaal, en hy sê vir my, turn around and lay on your stomach, en ek sê vir hom, I don't understand, en hy sê vir my, turn around and lay on your stomach, en ek maak toe so, en hulle is daar besig in my kamer, onmiddellik haal hy my horlosie af, hy maak my vas met so 'n nylon koordjie, en uit van een van my serpe gebruik om my hande nog verder vas te bind, maar so styf dat ek nie my hande kon voel nie, dit was so styf.
En toe het ek net begin, want ek mag nie 'n woord sê nie, en ek was daai tyd, het ek nog so 'n bietjie verkoue gehad, so ek het 'n hoesie gehad, Ja. so elke keer dan, as ek hoes, dan be quiet, Ja. en ek het toe maar net begin bid. Ek het gesê, Here, U is my almagtige God, en ek is nou in hierdie in, dra my deur. En hy het net vir my hierdie ongelooflike vrede gegee, die kalmte, en ek het net bly bid, en sy naam verheerlik, en geworship, maar nie hard nie, net binne in myself. En toe was hulle daar besig, en hulle bou die kluis oop en allerhande goedjies, en so was ek net rustig, ek was kalm, en ja, en op 'n stadium, toe sê hulle vir my, maar ek moet opstaan, en saamkom, maar nou is ek nog net my hande vasgemaak, en toe wil hulle die groter kluis oop hê, en ek sê toe vir hulle, maar ek het nie die sleutel nie, want my seun se goed is daarin, maar daar is nie goed van waarde in nie, maar ja, en so wil hulle dit net oop hê, en so dreig hulle my, dat hulle my gaan leed aandoen, en so sê ek maar net, eerlikwaar, ek het nie die sleutel nie, dis by my seun, en my seun is in die woonstel, hier buite my erf, en hulle sê toe maar, hulle gaan hom loop haal, en so bid ek net, liewe Heer, asseblief, moenie laat hulle hom loop haal nie, want dit gaan nie goed eindig nie, my seun sal dit nie kan, hy gaan nie dit goed hanteer nie, en op 'n stadium toe sê hulle vir my, maar hulle was in my selfoon in, dit is die wonderlikste deel, hulle is in my selfoon in, en nou wil hulle my app, my banking app oop hê, Ja. maar my banking app is in Afrikaans gestel, en die vorige aand, ek plaas gewoonlik van een rekening oor na 'n ander rekening. Ja. En die aand, toe weet ek moet die volgende dag iewers heen gaan, ek moet geld oorplaas, en ek besluit, nee, dis nie nou nodig nie. En dit was so 'n seëning uit die hemel, die Here is net goed, want ek moes toe nou vir hulle my PIN gee, en hulle gaan toe nou in my app in, en nou op my balans is daar 200 iets rand, maar hulle weet nie dat daar nog rekeninge is nie, want hy kyk daai selfoon so, want hy verstaan nie die Afrikaans nie, hy het nie idee wat daar aangaan nie, en hy weet nie, hy moet opskraal om by die ander rekening uit te kom nie. Okay. En hy vra vir my, is that your balance? Ek sê vir hom, yes, that's my balance. Hy sê vir my, what, is that your balance? Ek sê vir hom, yes, I don't have money. Ja, en toe sê hulle vir my, nee, maar ek moet nou in die spaarkamer gaan lê, en weer op my maag, en hulle maak toe 'n lap om my mond, maar in my mond in. Ja, sodat jy nie kan praat. Ja, dat ek nie kan gil of, ja. En hulle maak toe my voete vas. Okay. Toe weet ek, okay, hulle gaan my nie leed aandoen nie, ek is okay. Ja. Die Here beskerm my, absoluut. En ja, en soos wat ek daar lê, het ek net vir die Here gesê, Here, ek vergewe hulle. Ja. Ek laat hulle vry, liewe Heer. Want U sê in die woord, dat dit wat die vyand doen vir kwaad, sal U omdraai vir goed en vir U glorie. So ek kom nou voor U, Here, en ek vra dat hulle sal nog eendag so inbreek, en die volgende oomblik sal hulle op hulle knieë neerval en U worship, want U sal hulle aanraak. Ja. En so is hulle daar binne doenig, maar wat hulle ook gedoen het is, toe hulle my nou daar in die spaarkamer op die bed laat lê, my klaar vasgemaak het, my voete vasgemaak het, toe vat hulle 'n kombers en gooi dit oor my. En ek sê, Here, U is so goed vir my,
Hulle gooi my tot toe, dat ek Ja. nie hoef koud te kry nie. Ja. En ja, so was hulle daar binne bedoenig, en so het ek net bly bid, dat hulle nie na my seun toe moet gaan nie. Ja. En later het hulle vir my gesê, ja, maar hulle gaan my nou kom losmaak. En so lê ek, en ek wag, en ek hoor so nou en dan iemand, en dan is hulle weer weg, en op 'n stadium toe raak het baie stil. Nou sit, intussen het hierdie lap al uit my mond geval, sommer net uit my mond geval. Nou probeer ek hierdie lap terugkry, want wat as hulle nou daar inkom en hulle sien, maar die lap is uit, Ja. dan gaan hulle dalk nou dink ek is besig om, Te ontsnap Ja, of iets. so. Ja. en so hoor ek niks nie, en ek hoor niks nie, en ek besluit toe nee, maar ek gaan nou vir myself moet loskry, maar intussen ek voel glad nie my hande nie, hulle is heeltemal dood. En ek lê op my maag, nou moet ek in 'n sitposisie kom om op te kan kom. En dit gebeur net. Iets wat ek nie normaalweg sommer net van lê op my maag sonder dat my hande, wat ek my hande nou kan gebruik en my hande los is, sommer sal kan doen nie. Ja, want jou hande is agter jou rug So vasgemaak. ek moet my en nou dis- heel Ja, en dit is draai. moeilik. Ja. En so draai ek, laat my lyf, ek sit soos wat ek so sit van die bed af. Wow, op die kant okay. van die bed. En so is my hande agter my vasgemaak, en soos ek sê, ek kon nie dit voel nie. Dit was al besig om so dood te raak. Ja. En so begin ek vroetel, en so kom dit net los. Eers die serpse knope, en daar was omtrent seker 5-6 knope. En so kom hulle, dit is net of hulle loskom. En toe later, toe is dit die swart nylon toukie ding, maar dit is nie 'n toukie nie, dit is 'n bietjie meer van 'n koord, wat ook styf was. En soos wat ek, so kom dit net los, dis of die Here die engele gestuur het om dit los te maak vir my. Ja. Ja, en op die ouens sit ek met die swart toukie aan die een kant en die serp aan die ander kant. Die serp wat in my mond vasgemaak hang hier los, en ek maak my voete los. Ja. Nou weet ek kan nie vooruit gaan nie. Nou gaan ek in die huis, aan die agterkant maak ek die traliehek oop. Ja. Ek maak die deur oop. Nou stap ek agterom, want ek is nou nog onseker of hulle dalk by my seun is, want hulle wil dalk nou nog dalk goed steel. En ek kom by my seun se woonstel, nou loer ek so, maar ek is nou so half agter my huis, nou loer ek, nou hoor ek niks nie. Nou gaan ek agterom die woonstel, nou klop ek aan die venster, en ek hoor net, nou dink ek, is hulle nou daar dat hy nie kan praat nie? Ja. En ek kom weer om vorentoe, nou kyk ek of ek iets sien, en ek sien niks nie. Ja. En ek gaan weer agterom, en ek klop weer. En ek hoor, ja, wat is dit? Wie is dit? Ek sê vir hom, my seun se naam is Eckart. Ek sê, Eckart, ek was aangeval in my huis. Kom help my asseblief. Ja, en toe rol die trane, want toe weet ek, die Here het my beskerm. So ja, dit was, Dis natuurlik die Here se ingryping. Ja, en dit was so amazing, die feit dat ek hulle vrygemaak het en hulle vergewe het. Ek is rustig, ek slaap alleen in my huis, alles is oké, ek het vrede. Ja, so ek wil net, die Here hy is ongelooflik goed, hy doen vir ons alles, selfs in die tye wat ons so vulnerable is, wat die vyand probeer steel ons joy, kom hy en hy raak ons aan, en hy gee ons vrede, en hy wys sy liefde, van, moenie worry nie, ek beskerm jou. Ja. En dit laat my so dink aan in Acts, waar Silas hulle
actually Paulus en Silas het gegaan en hulle was in die tronk gewees en hoe hulle juis middernag begin worship het tot God en hoe die deure oopgegaan het vir hulle. Dit sê hierso, around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening. Suddenly there was a massive earthquake and the prison was shaken to its foundation. All the doors immediately flew open and the chains of every prisoner fell off. En die feit dat jy hulle kon vryspreek is, that it's chains that has fallen off. Ja. Want jy het nie met wraak en haat in jou hart rondgeloop nie. En God sê, seën die wat jou seer maak. En dit is vir my so wonderlik om te sien dat in die situasie wat jy was, kon dit soveel anders uitgedraai het. Jy kon terugbeklei het, jy kon probeer op hulle skree het, of hulle bestraf het, of enigiets soos dit, maar jy het nie, jy was rustig, jy het jou skuiling, soos in Psalm 91, in God gaan vind. Ja. En dit het jou eintlik gered, omdat jy jou skuiling in God gevind het. En dit is vir my net so wonderlik om te kan hoor, jy slaap alleen in jou huis, jy doen alles wat jy normaalweg gedoen het. Jou lewe was disrupted vir daai oomblik of twee, en nou is dit weer terug na normaal toe, waar ander mense jare partykeer vat, wat hulle nie weer kan teruggaan in hulle huis alleen nie, wat hulle nie alleen kan slaap nie, maar omdat jy jou veilige spasie in God gevind het, het hy jou beskerm. Ja. En daai vrede, beskryf net, kan jy daai vrede beskryf, of is dit daai vrede wat in die woord sê, dat dit gaan alle verstand te bowe? Dit gaan alle verstand te bowe. Ek was rustig, ek was so kalm, en ek het net geweet, die Here is by my, hy beskerm my, hy sal my nie alleen laat nie. Ja. So ja, dit was net onbeskryflik, ek kan dit nie regtig beskryf nie, dit was die vreedsaamste vrede wat ek al ooit ervaar het. Wat eintlik snaaks is, in die situasie waar jy was, Ja, want absoluut. ek kan net imagine, as dit ek moes wees, ek sou in 'n paniek gegaan het, of ek sou gevries het, en jy was net kalm, jy nog ewe so heel kode vir hulle gee, en Ja. dit was vir my amazing hoe jy net in daai vrede van God kon ingaan, daai shalom vrede, wat net God is. Ja. En dit voel vir my asof God jou toegemaak het in 'n bubbel met sy vrede. En dit is vir my so wonderlik, want dit is nie asof die wapens teen jou nog nie gevorm was nie. Dit was gevorm en jy was gedreig dat hulle gaan jou leed aandoen as jy Ja. nie saamwerk nie. Hulle het dit 'n paar keer vir my gedreig. 'n hele paar keer, en dat jy net kalm gebly het en net nog steeds die Here se naam uitgeroep het oor alles, en die Here herinner het aan sy beloftes. Ja. Dit is vir my so wonderlik dat jy daar gesê het, en jy het gesê, Here, U sê, nie Here, ek sê, of Here, asseblief doen dit, of Here, jy het die Here herinner aan sy woord. En ek dink, soos baie mense wat in jou posisie dalk is, wat fisies in 'n posisie sit, waar jy voel, jy word van gesteel. En dit hoef nie eers 'n huisinbraak te wees nie, maar dit kan wees dat jou finansies gesteel word, dit kan wees dat jou vriendskappe gesteel word, jou huwelik gesteel word, of jou verhoudings met jou kinders gesteel word. Vat hier die woord van God, en herinner hom aan wat hy sê. Want God is nie 'n mens, dat hy kan teruggaan op sy woord nie. As hy vir jou gesê het, the fruit of your womb is blessed, dan verklaar jy dat jou kinders geseënd is, en hou aan dit sê, totdat jou deurbraak kom. Die Bybel sê vir jou, die wat ore het moet hoor, en die wat 'n mond het, herinner God aan sy beloftes. God sê vir jou, hy gee vir jou die toestemming, herinner my. Want as jy my herinner, sê dit vir my dat jy vat my op my woord. Ja. Ja. En dit is wat ons moet doen. Ons moet God se woord vat, en ons moet ons woord gebruik. Dis ons wapen. Ja. En die hele Bybel is vol beloftes. Beloftes wat hy nakom, Exactly. as ons hom daarvoor vra.
En dit is wat jy gedoen het. Jy het die Here gesê, Here, dit en dit en dit sê die woord en ek staan daarop. En kyk net hoe hulle jou behandel. Dit is, ja, jy was nog steeds vasgebind en al daai dinge, maar hulle het jou toegegooi met 'n kombers. Waar kry jy dit? Soos regtig, ek het nog nooit gehoor van, ag, toe maar kom ons gooi haar toe met 'n kombers want sy gaan dalk koud kry nie. Nee. En hulle was eintlik so gentle met jou gewees. Hulle het jou nie rondgeruk aan die hare of gegooi of niks nie. Hulle was regtig gentle gewees met jou. En dit wys jou net dat God se guns daar was en sy engele daar was en dat jy die serp en die nylon tou kon loskry. Ja, nee, daai was bonatuurlik. Dit is absoluut nie die Here. Sy engele, ja, ek kan dit nie anders te beskryf nie, want Ja. maak jouself met klomp knope wat agter jou hande is, los. Dit is nie sommer moontlik nie. Dit En jy is het nie. gesê die merke het nog Gesit, gesit die ja. volgende dag in jou hande. Ja. So dit was baie styf vasgemaak Ja. en jy het gesê jou hande Was jy- dood, stuk van ja. jou duim of iets was Was al dood, dood. ja. Ek kon dit nie voel nie. En dit is hoe styf dit was en jy kon dit loskry. Ja. So 'n situasie wat so onmoontlik lyk in die natuurlike het God gekom en bonatuurlik dit vir jou losgemaak. Ja. En dit is so simbolies van soveel ander dinge in ons lewens wat God vir ons kan kom losmaak wat lyk asof daar geen uitweg is nie. Ja. So dit is vir my net so wonderlik hoe jy te midde van alles God kon prys soos wat Paulus en Silas gedoen het in hulle tronk. Ja. En ek meen dit moes vir jou gevoel het soos 'n tronk waar jy Ja, mens vasgebind was Ja, en mens- baie lyd dit voel en ja, mens voel na die tyd voel jy, sjoe, dit was in my spasie. Maar die Here is so goed dat, en ek weet dit is omdat ek hulle vrygemaak het. Gewoonlik het mense trauma reaksie van 'n reuk of ja. iets wat jou weer terugbring na dit toe. Daar's niks. Ek het nie so iets nie. Ja, So dis net die Here. Hy's wonderlik. dit is wonderlik. Ja. Is ons God nie net goed nie? Lenet, wat wil jy vir die mense daar buite sê wat deur iets gaan soortgelyk soos wat jy nou deur is met die inbraak by jou huis? Waar jy hulle dalk net 'n bietjie wil encourage, net vir hulle wil sê, weet jy, God is altyd daar. Wat lê God op jou hart vir mense wat deur so iets gegaan het of deur enige situasie wat similar is? Is dit 'n karongeluk? Is dit 'n huisinbraak? Wat ook al dit is. Wat lê God op jou hart? Ja, dit is daai van ons hoef nie te vrees nie, Ja. want die Here is met ons, maak nie saak waar ons gaan en deur wat ons gaan nie. Hy's met ons. En ons het nie vir ons 'n gees gegee om vrees te hê nie, maar om vrede en ja, sy liefde, alles wat hy vir ons doen. Ons het nie nodig om te vrees nie, want al gaan ons deur iets wat ons dink, sjoe, ons kan nie daardeur gaan nie. Hy sal ons daardeur dra. Ja. Hy is altyd daar en hy sal ons nooit los nie. Hy sal ons altyd bystaan, ons moet net op hom bly vertrou, Ja. op sy woord bly en ja, sy vrede, sy liefde, sy hoop, alles wat hy vir ons doen, sy beloftes, hy kom dit na, hy is altyd daar. Dis wonderlik. Dankie dat jy bereid was om jou storie te deel en as ek mag vra, hoe lank terug het hierdie gebeur? Dit het die 11de Oktober gebeur, so ja, dit is nou 'n maand en 'n half, nie eers half nie. En jy sit hierso en jy getuig daaroor en jy het geen reaksie fisies daaroor nie. Ons God is wonderlik. Ja, Ek sit hierso, my mond hang oop van hoe wonderlik ons God is en dat jy
Nee, dis net 'n wonderwerk, daar's nie woorde om dit te sê nie. Maar dankie dat jy ons kom opbou het en net kom deel het wat God vir jou gedoen het, te midde van dit waarin jy was en ek kon soveel anders te uitgedraai het. Ja, nee, al die eer aan die Here. Hy is groot, hy is almagtig en goed. Amen, amen. En vir julle daar buite wil ek sê dankie. Dankie dat julle kom luister het, dankie dat julle die tyd saam met ons spandeer het. Ek wil vandag vir julle bid, dat die tyd wat voor lê vir julle geseënd sal wees. Abba Vader, dankie dat ek kan kom, Here, en elke liewe kyker wat daar buite sit vandag, Here, wat dalk 'n selfe probleem het, Here, wat dalk onlangs deur so iets gegaan het, Here, dat U hulle kom bemoedig, Here. Here, as dit nie eers iets is wat dieselfde is nie, maar dat iemand 'n boodskap hier uit kon kry van U beloftes, Here, en dat U 'n staatmaker is van U woord, Here, en dat U ons die toestemming gee om U te herinner aan U beloftes, Here, my God. Here, ek vra dat U hulle sal seën, dat U aangesig na hulle toe sal draai, Here, en dat U hulle grondgebied sal vergroot. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. En vir julle daar buite, soos ons in die feesseisoen ingaan, mag dit 'n geseënde tyd wees saam met familie en vriende, en mag julle rus, en mag julle veilig wees, en onthou, dit gaan alles oor ons koning. Seënde dag!